Ek groet jou in die baie mooi naam van Jesus Christus en wat 'n voorreg is dit om vandag weer met jou te kan gesels. En ek wil in die begin wil ek net vir almal sê dankie vir die terugvoer. Dankie vir elke oproep wat ons ontvang, dankie vir die donasies. Dankie dat jy luister, dat jy daar waar jy ook al mag wees, sal luister. En moenie luister na my nie. Hierdie gebroke kruik, dra maar net die boodskap van die Here. Daar's 'n skat in 'n gebroke kruik. En dit is wat ek graag wil oordra, net daai skat, daai wonder van die Here, daai grootheid van ons God, daai om hom eer te bring met alles wat in my is. En ek wil vandag 'n bietjie anders met u praat as gewoonlik. Ek wil 2 woorde gebruik wat ons vind in die Hebreëus. Ons weet dat die Bybel geskryf is in Hebreëus, Grieks en Aramees. En 2 woorde, nou ek wil nie kom en probeer taalkundig vir u verduidelik nie, maar ek wil 'n bietjie gaan kyk wat sê die oorspronklike betekenis van hierdie 2 woorde en wat beteken dit vir ons? En ons weet dat, veral in die Hebreëus, dat elke letter het 'n waarde en elke letter het 'n betekenis en elke woord het soveel meer in as wat ons in die Afrikaans of in die Engelse taal dit ooit sou kon beskryf. Dus van die oudste tale wat bestaan het, om eerlike waarheid te sê, het hulle gemeen dat Hebreëus is die taal wat gebesig was van voor Abraham, van voor Noag, van al lankal. Hulle meen dat dit die taal is wat miskien Adam en Eva begin praat het, omdat dit 'n taal was wat begin het met nuance, om uitdrukking te gee. En daarom is daar in elke woord baie meer betekenis. Dit is soos die Engelse woord, wat baie interessant is, die woord in Engels wat die meeste betekenisse het, is die woord run, hardloop. Jy kan hom op 646 maniere kan jy hom gebruik. En as ons dit dan in Engels het, hoeveel te meer in die oorspronklike tale wat gebesig was hier in die Bybel. Maar ek wil dit nie doen vir 'n taalkundige les nie, ek wil dit nie vandag doen vir een of ander literêre werk, of maar net om u te beïndruk, omdat ek kwansys nou 1 of 2 woorde ken nie. Nee, ek wil die betekenis daar agter vir u duidelik maak, sodat jy wat moedeloos is vandag, jy wat nie meer glo in jouself, jy wat deur die lewe vertrap is, miskien al in jou kinderjare, miskien deur boelies, miskien nou as boelie waar jy jouself nou bevind, en jy wonder partykeer, wie is ek, en wat is my doel op aarde? Een van die grootste filosofiese vrae is, wat is die rede van alles? En dan wil ek op 'n baie klein en eenvoudige manier met u vandag praat oor hierdie 2 woorde wat vir my soveel meer betekenis het as wat ek self ooit kon gedink het. En ons kry dit in Johannes. Nou Johannes is geskryf 95 na Christus, 60 jaar nadat Jesus opgevaar het na die hemel. Johannes skryf 'n totale ander evangelie. Terwyl Matteus, Markus en Lukas, 2 van hulle nie eers disippels nie, op 'n ander wyse skryf, begin met geslagregisters of begin met Johannes die Doper. Lukas skryf dit aan Theophilus om te verduidelik presies kronologies wat gebeur het. Matteus skryf dit as 'n disipel. Markus skryf dit as jong seun wat die belewenis gehad het en wat saam met Lukas en Paulus rondgetrek het en hierdie groot dinge beleef het. En Johannes skryf dit omdat hy een van die disippels was wat die geliefde disipel was, die een wat die naaste was, halfbroer van Jesus Christus. En 60 jaar hierna, in die openbaringskennis wat hy het, begin hy hierdie Johannes evangelie op 'n totale ander manier. Weereens 'n bewys dat God gebruik jou in jou talent op jou manier en jou karakter. In die Ou Testament het hy mense geroep en hulle verander. 'n Herder het hy 'n koning gemaak.
'n dromer soos Josef het hy 'n sterk leier gemaak, administrateur. Maar in die Nuwe Testament kom die Here en hy gebruik jou karakter. Petrus wat arrogant, flamboyant, iemand wees wat miskien vinniger praat as wat hy dink. Baie impulsiewe persoon gebruik die Here om te sê, gaan preek jy, staan op tussen 3000 mense en verklaar die woord en sê vir 'n ou, goud en silwer het ons nie, maar dit wat ek het ek in Christus Jesus. Staan op. Vir Johannes wat baie stil en die jongste disipel was, sê die Here, gaan jy maar in die grot en skryf jy maar net. Bedink dit vir meer as 60 jaar en gebruik hierdie openbaringskennis om met elkeen te deel. En dit is in hierdie absolute openbaringskennis, hierdie absolute iets wat ander nie ken nie. Dis aan Johannes en Petrus en Paulus wat die Here alleenlik verskyn het nadat Jesus Christus opgevaar het na die hemel. Paulus waar hy die lig uit geantwoord het of gevra het, Paulus of Saulus, waarom vervolg jy my? Petrus het beleef dat 'n laken uitgekom het in 'n visie in die openbaring wat die Here vir hom gegee het. En Johannes, hy het in sy skrif, in sy skrywe, kan jy sien dat hy met God te pad gestap het. 'n werklik ware verdieping gesien het van hoe Christus en die Vader en die Heilige Gees by mekaar uitkom. Hy skryf die sendbriewe. Dis die enigste briewe wat geskryf word vir 'n man en vir 'n vrou spesifiek. Gaan lees dit maar. En dan die openbaring, dit wat in die toekoms gaan gebeur, dit wat ons, ek glo, nou beleef, en daar die laaste belewenisse van ons op aarde, en dit wanneer die wegraping plaasgevind het. So Johannes skryf iets anders, daar is iets dieper, hy verwys na die wonderwerke as tekens dat dit die Seun van God is. Hy verwys 7 keer na Jesus as die ek is. En dit sê vir my dat Johannes wil eintlik vir ons leer wie ons is, wie jy is. As God met Moses praat, dan sê hy, gaan sê net vir die mense, ek is. Ek hoef nie 'n naam te hê nie, jy hoef nie te wonder nie, ek is net wat ek is, want hy is die enigste God. Dis waarom hy in die wet kon gesê het, die grootste wet, die eerste wet, die belangrikste wet, die beste raad wat ek vir jou kan gee is, jy moet die Here jou God lief hê, want hy is die enigste God. As jy geloof in iets anders hê, gaan jy teleurgesteld wees. As jy geloof en vertroue het in mens, ja, vervloek is hy wat sy op die mens vertrou. En dit is nie omdat God jou vervloek nie, maar dit is omdat ons almal seer kry deur mense. As jy op die mense vertrou, gaan jy ergens in jou lewe teleurgesteld wees. Dit het ek geleer in my lewe, en in elkeen van julle se lewe kan julle dit tog verklaar en tog getuig. Daar is net een op wie ons kan vertrou, daar is net een wie ons werklik in kan glo, en dit is God self. En dit is wat Johannes skryf. Maar hy wil dit na ons toe bring. Hy wil vir ons vertel hoe het God by ons uitgekom. En daarom sê hy, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Wie is Jesus? Hy was God. Hy het by ons kom woon, hy het hier op aarde kom leef. Hy het wonders gedoen, hy het in vlees hier gewees, hy het vir ons gesterf, en hy is weer terug. En dan sê hy, as jy in sy naam glo, sal jy gered word. Dis die konneksie, dis die middelste deel van Jesus se naam, wat beteken dat daar 'n konneksie is, 'n konneksie gemaak word tussen aarde en hemel. Jesus is daar die konneksie. Die manier wat ons kan inbeweeg in die allerheiligste, die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na God toe behalwe deur Jesus Christus nie. En dan kom hy in die 14de vers en hy sê hierdie woorde wat eenvoudig miskien oorgelees kan word en ons kan daaroor preek, maar dis in hierdie groot betekenis vir my in lê, wat ek vandag vir jou wil
oordra. Hy sê, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon, die 14de vers van die eerste hoofstuk, en ons het sy heerlikheid aanskou. Dit is wat die discipels sê, ons het sy heerlikheid aanskou. Dit is een van die groter redenasies van Johannes, is, jy kan nie met my stry nie, ek het sy heerlikheid gesien. Petrus sê dit ook, want dit is Petrus en Johannes wat die Here ook gesien het in die verheerlikte vorm. Hulle het God se stem gehoor. Dink daaraan dat Petrus en Johannes het God se stem gehoor, soos hulle geloop het en beleef het en gestap het miskien en daar het 'n stem gepraat, soos wat Johannes sê in Openbaring. En ek het 'n stem soos menigte waters agter my gehoor. En ek het omgedraai en ek het gesien 'n man soos die seun van die mens, tussen die 7 kandelare, met hare so wit soos wol, die kleed wat tot op sy voete hang. Hy beskryf die Here so mooi. Maar hulle het sy stem gehoor alreeds op die berg van verheerliking. Jakobus, Johannes en Petrus. So ons het sy heerlikheid aanskou, ons het gesien sy wonders, ons het gesien hy leef, ons het gesien dat hy sterf. Johannes is die een wat by die kruis is, en dis Johannes wat hom gesien sterf het. En ek sê weer wat ek al oor en oor sê, ek is oortuig, dit is waarom Johannes nie 'n martelaarsdood gesterf het nie. Ek weet daar is spekulasie dat hy in olie gegooi word, maar jou meeste ernstige bekende bronne sê hy het nie, hy het gesterf as 'n ou man, want hy het sy smart beleef toe hy sy geliefde gesien sterf het aan die kruis, sy Jesus, sy vriend, die een vir wie Jesus die liefste was. En daarom het die Vader hom gespaar, want in daardie tyd het hy sy martelaarskap, kan ek het sê, het hy verdien. Hy het dit gesien, saam met Maria. Hy sê, 'n heerlikheid soos van die enige gebore, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Soos van die enige gebore, en ek het nou eintlik baie lank nodig om met u te praat oor die enige gebore, en wat het hy daarmee bedoel, want hier is dit, die woord wat gebruik word is logos diotos, logos wat 'n woord is, diotos is die gedagte van 'n God, van 'n deity. En soos ek al hoeveel mal gesê het, is dit onmoontlik dat ons God kan verstaan. Daar's nie 'n manier nie, en dit is waarom ons nie God se maatjie kan wees, of sommer maar net lukraak oor hom kan praat nie. Nee, God is ver bo wat ons kan bid of dink. Dit is ver bo wat jy kan redeneer. Ons is nie gooitjies nie. Ons kan nie gelyksgestel word met Jesus of met God nie. As dit deel is van iemand se prediking, hardloop weg, want nooit sal ons kan naastenby God kan beskryf nie. Ons kan God alleen beleef deur dit wat hy aan ons gedoen het en dit wat ons kan lees in die woord van die Here en daardie kennis maak ons lief vir God. Maar hier sê hy die enige gebore seun, die logos deotos, die woorde van God. En die enigste manier wat ek glo, en asseblief, dis nie 'n teologie nie, dis nie 'n leerstelling nie, dis nou nie 'n openbaring wat ek ontvang het nie, maar dis hoe ek dink dit sou wees, hoe God dit aan Johannes verduidelik. Kyk, wanneer God met Moses praat op die berg, dan sê hy net vir hom, hoor, ek het die aarde gemaak in 7 dae, of 6 dae, en die 7de dag het ek gerus, en op hierdie dag het ek dit gemaak, en op daardie dag dit. Want hoe verduidelik jy aan die mens, hoe het ek die boom gemaak met sy fotosintese en elke blaartjie se haar, en hoe kry ons dit dat water van die grond afkom? Dis onmoontlik, hy sou vir ewig moes verduidelik het, hoe werk die sterre en die planete, en hoe het hy die son en die see, en bepaal dat die see nie verder gaan nie, die grense van die see, soos wat Job dit beskryf. Die wette van die wolke, hoe beskryf jy dit? Ons het probeer om dit deur die wetenskap te beskryf. Hoe is dit dat wolke in die lug hou, hierdie massa water? Is onmoontlik.
Dis net onmoontlik. Maar God het dit gedoen en dis hoe hy dit sommer net vir Moses sê, man, hierdie dag het ek dit gemaak, hierdie dag het ek die mens gemaak. Hy het nie vir hom probeer verduidelik hoe werk die meristematiese weefsel van die vel of die liggaam of die samentrekking van die organe en die verstand. Nooit, ons kan dit nie verstaan nie. Ons al het die wetenskaplikes en almal wat dink hulle weer dit probeer, ons kry nog nie eens die wette van die aarde heeltemal bepaal nie. So wanneer God dit hier deel, Jesus dit deel met Johannes, dan is dit vir my 'n manier dat hy eintlik vir hom sê, weet jy wat, soos ek die aarde gemaak het, het ek gespreek. Julle kan onthou dat hy gespreek het en daar was lig. Hy het gespreek en daar was waters. Hy het gespreek en daar was skeiding. Hy het gespreek en dan het hy gesien dat dit goed is. So uit sy woorde, uit sy gedagtes het die skepping plaasgevind. Die hele wêreld, aarde, planete, deur die woorde. En ek dink die enigste manier as die Here so gaan sit en met Johannes gesels, om vir hom verduidelik, waar kom dit vandaan, want hy sê, die woord wat Jesus is, was lankal by God, voor die grondlegging van die aarde. Jesus was nog altyd, hy is nie in Bethlehem gebore, en daar het hy begin, en vandag is hy 2025 jaar oud, nee, hy was van die begin af, die Heilige Gees was van die begin af daar. Dis waarom Dawid kan sê, moenie die Gees van my af wegneem nie. Die Here sê vir my, Here, dis waarom, as hy sê, God het die hemel en aarde gemaak het, is dit 'n driedubbele God. Vader, Seun en Heilige Gees. So hy was van die begin af daar. Hy het gekom van die hemel af. Dis waarom hy soveel keer ook in Johannes, gaan lees dit. Hy sê dit oor en oor en oor. Ek gaan terug na my Vader. Ek kom van my Vader. As jy my gesien het, het jy my Vader gesien. Maar hoe verduidelik hy dit? Dis ons nou nie moontlik nie. Hoe kan ons dit verstaan? Sy manier, maar dink ek, was deur hierdie woorde logos, diotos, waar hy sê, ek het gedink en ek het gespreek en die Seun was daar. Kom ons vat dit nou maar net so. Kom ons, as 'n kind. So, God was van altyd af daar, hy spreek en daar is die woord, hier is Jesus. Ek gaan dit as kind, sommer maar net so verduidelik. Dit is wat ek glo dat die Here so aan Johannes verduidelik. Maar hoor nou net. So die enige gebore seun voor die grondlegging, voor die aarde gemaak is, het hy gespreek en hier is Jesus. Dis wat Jeremia ook profeteer. Hy sê voor die grondlegging van die aarde het God aan jou gedink. Hoe het hy aan jou gedink? Hoe het ons hierdie goed bymekaar gesit? En dit lê vir my in hierdie vers. Want hy sê enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En dit is die name van die Here. As jy gaan kyk in die oorspronklike taal is dit die name van die Here Jesus Christus. Genade en waarheid. So God sê vir Johannes, voor die grondlegging van die aarde, die eerste wat ek geskape het, en asseblief, maar nou nie 'n vreeslike leerstelling daarvan maak nie, ek probeer nie as 'n openbaring vir u gee nie, en dit is as kind, en dit wat ek glo die Gees van die Here op my hart gelê het, enige gebore seun, my logos, die woorde, en die gedagtes, ek moet seën nie, want God kan nie lief hê as hy net alleen is nie, God kan net liefde wees as daar iemand is, hy kan nie lief hê net alleen nie, en die Gees van God is, die Gees van God is wat ons Gees is, daai Gees wat nou in ons woon, vol van genade en waarheid. Hier sê hy al reeds, genade is sy naam. Ergens in die toekoms gaan genade uitgegiet word. En ons weet dat Adam en Eva gesondig het en die geregtigheid het hulle verdeel en as gevolg van die geregtigheid van God kan ons nie by hom uitkom nie. Dit is net die genade wat ons by God kan laat uitkom. En hier sê hy waarheid. Ja, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, maar wat se waarheid? Wat se waarheid? Ja, hy al die kennis en intellek en ja, al daai waarheid, maar
die waarheid wat Paulus eintlik van praat, wat sê, my waarheid is as ek is verlore, my waarheid is ek is te swak, my waarheid is ek val, my waarheid is dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, wie sal my verlos van hierdie liggaam? My waarheid is ek het God nodig. En Psalm sê dit so mooi, die 85ste Psalm sê hy, daar gaan 'n dag kom wat hierdie genade of die geregtigheid en waarheid by mekaar kan kom. My waarheid van ek is 'n verlorene word Jesus se waarheid en sy waarheid, want hy sterf vir my, hy sterf vir alles met tekortkominge en sy waarheid word my waarheid deur genade. So my waarheid is Kobus wat 'n verlorene is, wat nie 'n kans het nie, wat mense oor sê, jy's te sleg, of jy sal dit nie maak nie, of jy's te dom in die skool, of jy was nie 'n goeie huweliksmaat, of wat dit ook al mag wees, wat dit ook al in jou lewe was. Verander in die waarheid wat Jesus bewerkstellig het vir ons, naamlik dat ons kinders van die lewende God is. So God het voor hy die aarde gemaak het, het hy gedink dat ons gaan nodig hê in 2025, dat ons waarheid, Jesus se waarheid moet word. Hy het dit vasnaal aan die kruis. Die skuldbrief wat ons vyandig was, sê Kolossense, is vasgenaal. My sonde, my oortredinge, my mislukkings, my teleurstellings. En sy waarheid word my waarheid. Ek staan voor die Here in sy geregtigheid. Ek kan nou na die troon van genade nader. Ek kan in die allerheiligste in beweeg op grond van Jesus se waarheid. Jesus se genade wat hy getoon het. En dan sê die woord so mooi, Hebreërs en Johannes, sê God het Jesus lief, omdat Jesus vir ons gesterf het. Jo, hy het hom liewer as in die Ou Testament. Want in die Ou Testament het Jesus nog nie gesterf en dan sterf vir Jesus en dan is God liewer vir hom. Hy sê, hy kon stel Jesus voor in sy bloed, sodat ek en jy nie meer hoef te staan in ons ongeregtigheid, in ons ongevormde klomp, in ons kleed wat besmet is, en ons val, en ons verlorenheid nie. Maar jy kan vanmôre staan, omdat daar 'n logos diotos oomblik was, waar God gedink het, hy moet iemand skep, wat in die eeue wat sal kom, sal gaan sterf, en wat gaan maak dat ek in die genade en in sy waarheid kan leef. Jy leef vandag in die waarheid van God, in die waarheid van Jesus Christus. Jy leef vandag in sy geregtigheid. Ja, ons val, ons maak droog. Hy sê dan tugtig hy ons, maar ons sal nie die hand van die Here uitgeruk word nie. Ja, die kaf wat ons hier by mekaar maak, partykeer sal verbrand, sê hy, maar jou siel sal nie skade ly nie. En wat ook al mense oor jou sê, en wat ook al mense oor jou dink, en wat jy oor jouself dink, en wat Satan aanhoudend oor jou fluister, wil ek vandag sê, vergeet daarvan en dink daaraan dat jou naam geskryf is in die boek van die lewe, dat hy sy waarheid jou waarheid is. Dat dit nie die waarheid is dat, hierdie vrou is so, of hierdie man is so, of hierdie ou het so droog gemaak, en sy lewe is so mislukking, en hy het nie geld gemaak, en kyk waar lê hy vandag, tot hy wat by die robot staan, is in die genade van God, en in die waarheid van die Here, tot hy wat die grootste sonde gepleeg het, weggedraai het, kan terugkom, soos die verlore seun, en sê, gee my genade, en laat my waarheid, wat beskryf word in soveel mense se boeke, en mense se gedagtes, mense se kinderstories, is my altyd so hartseer as ons iemand noem in die verlede, soos Hansie Cronje, dan is die eerste ding wat hulle sê, dis mos die man. Maak nie saak wat die res van sy lewe gebeur het nie, en hy het by die Here uitgekom, en sy waarheid het verander. Van die Here het dit verwyder, so ver as die ooste van die weste, die Here het dit verwyder, asof dit nie bestaan nie.
En ek wil vandag vir jou sê, logos diotos is die woord oor jou lewe. Gaan skryf dit oor jou op die yskas. Spel dit net soos wat jy wil, dit maak nie saak. Want God se gedagte, voordat hy nog die aarde gemaak het, was oor jou. Hy het jou naam genoem. Tannie Magriet, Tannie Rita, al hierdie ooms wat my bel, almal wat nou al gereageer het, en nie gereageer het, en nog nie gereageer het. Elke familie, elke geliefde, elkeen wat ek nie ken nie. Ek wil oor jou lewe, wil ek vandag sê, logos diotos, genade en waarheid. Ek maak nie saak wie van jou wat sê nie. Jou waarheid is, dat jy as 'n kind van God, geliefd genoeg, dat hy sy seun vir jou gee, dat hy kies, dat jy sy bruid is, dat hy kies, dat jy syne is. Soos Dawid sê, uit 'n modderige sluik, uit 'n kuil van vernietiging, het hy my opgetrek, hy het my voete op 'n rots gesit, Jesus Christus, hy het my gange vasgemaak, ja, verseël met die Heilige Gees, en hy het 'n nuwe lied in my mond gesit, en ek wil hê jy moet daardie lied sing. Maak 'n liedjie oor logos diotos, sê dit oor en oor, logos diotos, ek is deur die genade van die Here, het ek 'n nuwe waarheid. Maak nie saak hoe jonk jy is en hoe oud jy is nie, maar glo dit dat God oor jou genade het en 'n nuwe waarheid. En die ou boek bestaan nie. Daar's nie 'n Ou Testament in jou lewe nie. Daar's net 'n Nuwe Testament. 'n Testament wat Jesus begin skryf het, toe jy jou hart en lewe vir die Here gegee het. En as jy nie het nie, doen dit nou. Want dan kan jou lewe se verhaal nou begin, want alles wat in die verlede gebeur het, is nie meer deel van jou lewe nie. Logos diotos, voordat hierdie aarde gemaak is, het die Here aan jou gedink. Het hy vir jou geregtigheid gegee, het hy vir jou genade gegee. Wie gaan jy glo? Gaan jy God glo? Die skepper? Die een wat alles gemaak het, wat dit beplan het? Of gaan jy Satan glo? Wat hier soos 'n brullende leeu skreeu, maar het geen krag meer nie. Weet net, jy is goed genoeg in God se oë. Die Here het jou lief, en jy het 'n waarheid. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees, totdat Jesus kom en ons toe kom haal. Amen.